Ons lees vanoggend Genesis hoofstuk 18. Abraham ontvang 3 besoekers. Die Here het aan Abraham verskyn by die groot bome van Mamre, terwyl hy op die warmste van die dag by sy tent deursit. Kyk hy op en sien 3 mans daar naby staan. Toe hy hulle sien, het hy van sy tent deur af na hulle toe gedraf en voor hulle gebuig. Hy het gesê: Meneere, u sal my 'n guns bewys, deur nie vir my verby te gaan nie. Laat ek eers 'n bietjie water gaan haal, sodat u voete kan was, en kom rus dan onder die boom. U is nou eenmaal op pad hier by my verby, en daarom wil ek 'n stukkie brood vir u gaan haal, en dat u weer nuwe krag kan kry. Hulle sê vir hom: Goed, maak so. Abraham het toe gou na Sara toe in die tent gegaan en vir haar gesê: Vat gou 16 kilogram meel en knie dit en bak roosterkoeke. Daarna het hy na die beeste toe gedraf en 'n mooi jong kalf gevat en vir die slaaf gegee om dit gou voor te berei. Toe het Abraham botter en melk en die kalf wat voorberei is gevat en voor die mans neergesit en hulle het daar onder die boom geëet terwyl hulle bedien. Toe vra hulle hom: Waar is jou vrou Sara? En hy antwoord: Hier in die tent. Toe sê die een: Ek sal beslis volgende jaar hierdie tyd weer na jou toe terugkom, en dan sal jou vrou Sara 'n seun hê. Sara het by die tentopening gestaan en afluister, en die een wat gepraat het, was aan die buitekant. Abraham en Sara was albei al baie oud, en Sara was verby die ouderdom van kinders in die wêreld bring. Daarom het sy by haarself gelag en gedink: Sal ek nog genot kan hê nou dat ek afgeleef is, en dit met my man wat oud is? Toe vra die Here vir Abraham: Waarom lag Sara? Waarom dink sy: Sal ek werklik 'n kind in die wêreld bring nou dat ek oud is? Is iets te buitensgewoon vir die Here. Op die vasgestelde tyd sal ek terugkom. Volgende jaar hierdie tyd sal Sara 'n seun hê. Sara het geskrik en toe alleen vertel: Ek het nie gelag nie, het sy gesê. Maar die Here het gesê: Nee, jy het gelag. Vers 16. Abraham pleit vir Sodom se mense. Toe die mans opstaan om te vertrek, het Abraham 'n entjie saam met hulle gestap. Die mans het afgekyk in die rigting van Sodom en toe dink die Here: Sal ek vir Abraham wegsteek wat ek wil doen? Abraham het 'n groot en sterk nasie, sal tog 'n groot en sterk nasie word, en in hom sal al die nasies van die aarde geseën word. Ek het hom gekies, dat hy sy kinders en sy nageslag kan beveel om op my pad te bly deur te doen wat goed en reg is, sodat ek vir Abraham kan doen wat ek hom beloof het. Toe sê die Here: Die geroep teen Sodom en Gomorra is hard. Hulle sonde is baie groot. Ek wil gaan kyk sodat ek kan weet of hulle ooreenkomstig die geroep wat tot my gekom het gehandel het of nie. Die mans het weggedraai na Sodom toe, maar die Here het by Abraham bly staan. Abraham het toe nader gekom na die Here en gevra: Sal u die regverdige saam met die goddeloses vernietig? Miskien is daar 50 regverdiges in die stad. Sal u die plek werklik vernietig? Sal u dit nie spaar oor 50 regverdiges daarin nie? U sal tog nie so iets doen en die regverdiges saam met die goddeloses om die lewe bring nie? U sal tog nie die regverdiges soos die goddeloses behandel nie? Sal die regter van die hele aarde dan nie reg laat geskied nie? Toe sê die Here: As ek 50 regverdiges in Sodom kry, sal ek die hele plek spaar oor hulle. Abraham het gesê: Ek is maar net stof en as, en tog het ek gewaag om met die Here te praat. Sê nou die regverdiges is 5 minder as 50, sal u die hele stad vir 5
verdelg? Hierop antwoord die Here: Ek sal dit nie verdelg as ek 45 dae kry nie. Toe praat Abraham weer met die Here: Miskien sal daar 40 gevind word, en die Here sê: Ook oor 40 sal ek dit nie doen nie. Abraham sê toe: Moet tog nie kwaad word as ek nog 'n keer praat nie, Here. Miskien sal daar 30 te kry wees. En die Here sê: Ek sal dit nie doen as ek 30 dae kry nie. Maar Abraham sê: Ek bly waag om met die Here te praat. Miskien word daar 20 gekry. En die Here sê: Oor die 20 sal ek dit nie verdelg nie. Toe sê Abraham: Moet tog nie kwaad word nie, Here. Ek wil nog net 1 keer praat. Miskien word daar 10 gekry. En die Here het gesê: Ook oor 10 sal ek dit nie verdelg nie. Toe die Here klaar met Abraham gepraat het, het hy weggegaan, en Abraham het na sy plek toe teruggegaan. Hierdie gedeelte, Genesis hoofstuk 18. Eers waar Abraham 3 besoekers ontvang, wetend dat dit die Here is wat hy ontvang. En dan die gesprek met Abraham met die Here oor die mense van Sodom. En sy pleit van 50 af, al minder makend tot by 10. En telkens sê die Here: Ook oor daardie getal wat jy nou noem, sal ek dit nie doen nie. Totdat Abraham eintlik besef: Dit is nie 10 nie, dit is waarskynlik nie 1 nie. En dan is die gesprek klaar, en die Here dan weggegaan van Abraham af. Lees weer hierdie gedeelte, Genesis hoofstuk 18. Ek het vanmôre uit die 83 vertaling gelees.